Welkom by ons vierde en laaste kort gesprek in die Bedaar en Herken reeks. Jandrey, verlede Sondag het ons baie duidelik gehoor, Christus regeer as die lam op die troon. En sy manier van regeer lyk soos selfopofferende liefde, nie 'n drang om te beheer nie. Ja, en nou kom ons by die volgende vraag. Hoe hoor en volg ons hierdie Christus vandag? En dis waar die Heilige Gees ter sprake kom. Nou die gevaar is dat ons soms oor die Gees praat asof hy 'n vaag krag of 'n emosie is, amper soos om te sê, daar was daarom 'n lekker gevoel in die diens vandag. Ja, terwyl die Bybel baie ryker eintlik praat oor die Gees. En die Gees is God self by ons en in ons. Hy troos, hy leer, hy herinner, lei, oortuig, bid in ons, vorm vrug in ons en gee aan die gemeente ore om te hoor. En daai sin uit Openbaring het ons mos ook in ons Plaso-reeks al oor gepraat. Daai sin wat sê, wie ore het, laat hy luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Ja, wat my tref, sê dit nie net luister na wat die Gees vir jou persoonlik sê nie. Dit sê aan die gemeentes. Met ander woorde, die Gees leer 'n geloofsgemeenskap saam onderskei. Ja, en dis nie so maklik nie, dis moeilik want ons leef in 'n lawaaierige wêreld. Almal het opinies, almal is op WhatsApp groepe wat vol is van menings, almal het 'n plan, maar die Gees se stem dra die geur van Christus. Ja, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, dit help ons toets wat ons hoor. So die vraag is nie net, het ons goeie idees nie? Daar's 'n dieper vraag. Het ons ore? Het ons ritmes van stilte, van skrif, van gebed, van saam onderskei? Ja, en die kernvraag vir Sondag is, hoe leer ons die Gees ken, hoor en volg? So kom luister Sondag saam en probeer hierdie week 'n eenvoudige oefening. Voordat jy reageer, besluit of praat, vra eers, Heilige Gees, vorm my reaksie na Christus toe. Want 'n gemeente wat die Gees hoor, leef nie net rustiger nie, sy leef meer moedig.